Goeiemorgen broers en susters. Dit klink vir my of die ding reg anders. Hoor almal goed so. Daar sê tussen al die knoppies en die tegnologie en die goedjies moet 'n ouma net altyd doodseker maak. Baie welkom aan elkeen van u vanoggend in die kerk. Dit is heerlik om die voorreg te hê om saam te wees. Ek weet dit was vir ons almal maar 'n tyd waar ons klompe mense gehad het. Nou die meeste Filistyne van Gauteng se kant af is redelik op pad terug. Dit raak rustig by mense woonplekke en al so aan. Jou plek raak weer jou eie. Ek sê altyd jy kan nou weer wanneer jy wil kan jy sing soos jy wil, op jou eie troon sit en alles geniet soos wat jy dit normaalweg doen. Is daar nog besoekers by ons vanoggend? Besoekers, Attie, gaan jy sommer vir ons van hierdie gou uitdeel. Nou hier heel voor in die kerk by Bessie, enetjie, hier sit ook twee volksvreemdelinge en die een is my en Bessie se seun en die ander een is my broer se dogter. So Marius hulle woon hier in die stad en dan die Hanna, my broer se dogter, sy het nou klaar gemaak met fisioterapie op Stellenbosch en sy kom nou by Dora Nginza haar Zuma jaar doen. So ons kan hierdie jaar konsentreer op fisioterapie pyn. Sy is beskikbaar vry, gratis en verniet. So baie dankie. Atien, so maar vir elkeen van u wil ek graag sê 'n baie gelukkige voorspoedige 2026 en ons weet mos nou, ons is mos dan almal oud genoeg om te weet, dit gaan nie net elke dag so maklik gaan nie en daarom is my gebed dat die Here vir ons sal onderneem wanneer die buitjie styl is, dat ons bewus is, ons klim met nie alleen nie, as daar 'n stukkie gelykpad is, dat ons dit geniet en as ons afdraande kry dan hardloop ons dit heerlik. Alles wat mooi is, vir elkeen van u, ook vir ons mense wat inluister, ons vertrou dat u ook goed kan hoor en dit dan so ook saam geniet. Nou, ek wil net vanoggend so kortliks vir u sê, hier in die kerkboek, die handleiding vir die erediens, lees ons hier rondom 6 Januarie, so na Kersfees, is dit die tyd van Epifanie. Nou die kerk spesialiseer al baie lank al in om groot woorde te gebruik en dit beteken verskyning of die openbaring, baie van u weet dit. Nou, dis die tyd waarom ons daarop konsentreer dat God om met die koms van Christus op 'n finale manier kom bekend maak, het kom openbaar het, en dan, dit is vir ons 'n besondere tyd om die fees van die verlossing te kan vier met die menswording van die Here Jesus in ons wêreld. En die wonderlike, hy is die lig vir die nasies en die duisternis is verby, die duisternis van sonde en dit alles, ons het nou die tyd van die vreugde van lewe, soos wat ons die voorreg het om dit in Christus te kon leer ken. Ons gaan nou, terwyl jy bly sit, 'n lied 168 sing en daarna sal ek vir ons voortgaan met die aanvangswoord en die seëngroet. So jy kan sit, dan sing ons die 3 verse van lied 168. Oh
Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as van gevolg van ons oortredings, saam met Christus weer lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Amen. Geliefdes in die Here Jesus, genade, barmhartigheid en vrede aan elkeen van u, van God ons Vader, in Jesus Christus, ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Nou gaan ons twee liedere sing, lied 184 en lied 365, 184 en 365, ons sing hierdie twee liedere heerlik saam, u kan nou lekker sing, dis vreugde, dis nuwe jaar, dis opgewondenheid, kom ons loof die Here met ons sang.
Kom ons bid nou saam. Here, U is God, die Almagtige, U is ewig en groot, en U tree op in liefde. En U kan nie anders nie, want Here, U woord sê vir ons, God is liefde. Wat 'n groot genade voorreg vir 'n mens om dit te kan weet, om daarin te kan lewe, om daarin te kan vashou, en om te kan weet, U sal nooit op 'n ander manier met ons werk as in liefde nie. En ons weet, Here, soms sal ons as mense ons hier meer verloor of ongeduldig raak of emosioneel net verkeerd optree. En U kan nie, en U sal nie, dis nie moontlik nie. Baie dankie daarvoor. En Here, as ons hier aan die begin van 2026 staan en ons is dankbaar en opgewonde oor die jaar wat vir ons voorlê, dan is dit ook so omdat ons weet wie U is, met die sekerheid dat ons aan U behoort en by U veilig is vir tyd en vir ewigheid. En ons bid dan dat U werklik vir ons elkeen sal onderneem. Here, as ons vandag hier so binne die eerste dae van 'n nuwe jaar staan, dan weet ons wat voorlê is vir ons onbekend. Maar baie dankie dat ons U kan vertrou, omdat ons weet, dit is aan U bekend, U is in beheer daarvan, en U is die God wat vir ons sorg, in U goedheid, U genade, U liefde. Daarom kan ons met sekerheid, met hoop, met verwagting, elke dag, met ons lewe voortgaan. En Here, as ons dan hier staan en ons nou na U woord ook gaan luister, die lees van U woord en ook wanneer ons dit oordink, dan is ons gebed dat U vir ons werklik nie sal laat hoor wie U is, wat U vir ons in die wêreld kom doen het, dat ons Kersfees kan vier, dankbaar kan wees dat die lig, die lewe gekom het. Dat dankie Here dat ons opgewonde kan wees daaroor dat elke stukkie van elke dag vir ons as U kinders, ons is by U veilig. En daarom kan ons met dankbaarheid ook lewe in hierdie wêreld vir U. Seën U nou vir ons dan met U woord, dat ons die waarheid hoor en dat ons die lewe nuut ontdek, ons eie maak en ook gaan leef elke dag. En dit kan alleen onder die beheer van U Heilige Gees, wanneer U die lewe van Jesus Christus ons Here, ons lewe volledig maak. En ons vra met danksegging in U naam, U, ons Vader, in Jesus Christus, deur U Gees alleen. Amen. Uit die woord van die Here gaan ons nou lees by Efesiërs hoofstuk 3, Efesiërs 3 van vers 1 af. Nou, net so as daar iemand is wat dalk nog in die Bybel ook blaai, om daarby te kom, soms dink ons ook nie aan die mense wat altyd inskakel nie, alhoewel hulle as regwerkte dan ook by hulle op skerms en televisiegoede het en so, maar wil ek net noem, as ons nou kyk na dit wat ons hier in die woord hoor, en die opdrag waarby ons nou sal kom,
wat ons in hierdie wêreld moet laat gebeur. Ons as die kerk van God, sy volk, sy eiendom, dan maak dit 'n mens nogal bang. En dan laat dit vir 'n mens vra, is ons daarin suksesvol? En die wonderlike is, dit is moontlik en ons gebed is, dat die Here daarom vir ons gewillig sal maak om regtig te hoor, te luister, te gaan doen, te gaan lewe, soos wat hy dan wil hê. Nou kom ek lees vir ons by Efesiërs 3. Daarom bid ek vir julle, wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, 'n gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborgde plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Nou, van vers 10 tot 12 is in die besonder ons teksgedeelte, so in aansluiting by hierdie gedeelte en bietjie weier ook. Vers 10, maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word, omdat ek om julle ontwil ly nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Tot sover dan ons skriflesing. Nou, as 'n mens hierna luister, dan hoor ons hier by vers 10, maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word
aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het, om dit deur Jesus Christus ons Here tot uitvoering te bring. Ons sal nou by vers 12 ook weer kom, maar as ons nou net met die inleiding luister na wat ons hier hoor, die geheim van dit wat God in Christus in hierdie wêreld laat gebeur het met sy menswording, word nou volledig deur die kerk in hierdie wêreld bekend gemaak. En dis wat eintlik vir my met vrees en bewing wil vervul, wil volmaak, want ek vra vir myself, in watter mate slaag ons daarin om hierdie opdrag uit te voer. In die 2020 vertaling lees vers 10, gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word. Aan die owerhede en die magte. Ons sal sommer dadelik moet besef, ons gaan in hierdie wêreld met moed gaan lewe, met oortuiging en sekerheid, alleen in die naam van die Here Jesus, onder die heerskappy van sy Gees, want in onsself en uit onsself gaan ons dit nie maklik regkry nie. Ek het baie keer al in die verlede gehoor dat mense vir my sal sê, luister, dis maklik om daar voor ons mense in die kerk te staan en te preek en te sê, dis wat in die wêreld moet gedoen word, dis wat moet gebeur, maar jy werk nie in die fabriek waar ek is nie. Jy het nie met die mense te maak met wie ek elke dag te maak het nie. Jy weet nie wat verwag of wat wag vir my in 2026 met die mense wat ek elke dag mee moet werk, die omstandighede waaronder ek is, die eise wat aan my gestel word nie. So, onthou nou maar, dis maklik om te praat. Daar waar dit moet gebeur, is dit 'n ander saak. Ek wil hê ons moet dadelik weet, as kerk, as kinders van God, het ons nie 'n keuse nie. Ons kan nie die opdrag wat ons het gaan verander om vir ons te pas, om te kan gaan lewe soos ons wil nie. En daarom sê die Bybel vir ons uitdruklik in hierdie 2020 vertaling van vers 10 is pragtig as dit sê hierdie mooi woord, die geskakeerde wysheid, die verskeidenheid van God se wysheid, die ryke verskeidenheid van God se wysheid, alles wat hy vir ons in die Here Jesus ons deel kom maak het, die liefde wat God aan ons bewys het, dit is die nood van die wêreld, en daarom is dit ons opdrag om dit vir elke mens te laat hoor en hulle 'n deel te laat wees, want hierdie geskakeerde wysheid van God moet nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word. Nou, as 'n mens nou net gou kyk na vers 11 ook hiermee saam, dan staan hier vir ons, so het God hom dit in die ewigheid voorgeneem om van hierdie wêreld van ons 'n ander nuwe plek van genade te maak, 'n plek van sy liefde, sy omgee, sy barmhartigheid te maak. Ons moet dadelik daaroor dink en besef, dit is 'n baie groot opdrag, maar niemand anders in die wêreld weet wat ons weet nie. Net
ons ken die boodskap van God se liefde in Jesus Christus. Net ons kan in hierdie wêreld dit laat hoor, dit laat sien, deur hoe ons dit lewe. En daarom, of dit nou in die fabriek is, en of dit by 'n skool is, en of dit in die hospitaal is, of waar ons ook al, elke dag lewe, is dit ons elkeen se opdrag en roeping, ons verantwoordelikheid, want ons het dit ontvang deur God se genade, en daarom, genade kan ons nie vir onsself hou nie. Liefde moet ons regtig gaan uitdeel. Hoe gaan ons dit regkry? Vers 12 sê vir ons, in ons verbondenheid met hom, en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Die eerste fout wat ons kan maak is, as ons dink, nou raak het my saak. Dit is my saak in Jesus, ons Here en Verlosser. Hy het die oorwinning behaal. Hy maak dit moontlik dat hierdie boodskap in die wêreld gehoor kan word, moet hoor, want dis die enigste boodskap van hoop wat daar vir die wêreld is. Nou, as ons net gou so na 'n paar verse gaan kyk by Efesiërs 1, waar die apostel Paulus nou al klaar, soos wat die Here dit vir hom ook duidelik gemaak het, vir ons sê, wat het God gedoen. En dit moet ons in die wêreld gaan leef. Hy sê aan God by vers 3, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. In hierdie wêreld moet ons hierdie hemelse seën, hierdie hemelse skatte van God se liefde en genade, moet ons dit gaan uitleef. Wat is dit? Hy sê verder, so dat hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. God het vir ons gekies. En dit kan en moet ons vir elke mens in hierdie wêreld gaan sê, gaan wys, gaan leef. Hulle moet dit hoor, anders te gaan dit nêrens anders hoor nie. Maar dit is ontsettend belangrik. Vir wie kan dit nie mooi wees om te hoor nie? Hy sê verder, in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om in Jesus Christus sy kinders te wees. Kan 'n mens dink, hoe kan die wêreld in 2026 verander as ons hieraan gehoorsaam gaan wees? Elkeen, elke dag. Dit laat 'n mens natuurlik vra, hoe suksesvol is ek elke dag hieraan gewees? Watter keuse wil ek maak? Uit dankbaarheid vir God se genade wat hy vir my deel aan laat kry het, en nou wil hy vir my gebruik om dit elke dag in hierdie wêreld te laat sien en hoor. En dan sê hy, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in sy geliefde seun vrylik geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe. Vers 9. Hy kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God. God het dit klaar afgehandel. Ons moet net in die wêreld gaan aankondig, gaan proklameer, gaan sê
hoor dit, maak dit jou eie, leef hierin, wees vry. Moenie in vrees en bewing lewe vir watter 'n regering of wie ook al wat doen, of wat ook al nie. Leef vry in Christus, in God, dankbaar vir die feit dat hy ons God is. En dan sê hy weer, daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Hoeveel sien mense in my lewe van elke dag, van die grootheid van God, van sy liefde, van sy verlossing, van sy genade, of loop ek ook maar met ou kromskouertjies, so treurig deur die lewe, want ag, dis tog so moeilik, en die goed raak soveel duurder, waar die brandstofpryse gaan dan blykbaar Woensdag afkom, so daar gaan so 'n ligpuntjie in hierdie ou lewe, maar ons raak so maklik, oorweldig deur die lewe. Dis glad nie nodig nie, want Christus het dit gedoen. Die apostel Paulus bid vir die Efesiërs hier in hoofstuk 1 en ons ook een van sy gebede. En dan sê hy, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Dis nie met ons bietjie mense verstand wat ons gaan ontdek wat God gedoen het nie, nie in ons eie krag of wysheid of wat ook al nie, alleen wanneer ons in 'n verhouding van met Christus wees, in God lewe, kan ons vir hom ken. Daarom sê hy, ek bid dat hy julle geestesoë verlig, dat julle op 'n ander manier begin kyk, soos wat God vir ons gesien het in ons sonde nood, en die verlossing vir almal wat kom het, en dat julle kan weet wat 'n hoop julle roeping inhou, en wat 'n rykdom daar is, in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En nou, hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Ons word hierdie wêreld ingestuur. Natuurlik is hierdie wêreld nie 'n maklike plek nie. Die wêreld is 'n plek waar as mens vir God nie ken nie, dan is hulle in opstand teen hom. Dan wil hulle met hom niks te maak hê nie. Maar hy het vir hulle die oorwinning behaal. En ons moet dat hulle dit hoor. Hy sê, dis die krag wat hy in ons uitoefen, is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en waarvan daar ook al sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. God het klaar alles aan Christus onderwerf, en ons kan in hierdie wêreld met sekerheid, met hoop, met die waarborg van 'n toekoms gaan sê, die oorwinning staan vas. Die lewe is ons deel. Die geheimenis is uit. God het alles gedoen. En daarom sê die apostel Paulus hier in hoofstuk 3 vir ons, en dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie, en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. As ons nou na hierdie woord vanoggend luister, het ons nie groot rede, onbegryplike, onbeskryflike groot rede, tot opgewondenheid en dankbaarheid en blydskap, uitsien na die jaar wat vir ons voorlê nie, na gaan
en gaan leef met dit wat vir ons gewaarborg is in die Here Jesus. Hy het klaar oorwin. En hoe gaan ons in hierdie wêreld leef? Vers 12 sê vir ons, in ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. In ons verbondenheid met hom. Nie in ons eie krag nie. En daarom is dit ons verantwoordelikheid, is dit ons opdrag, om daar waar God vir my elke dag plaas, 'n verskil te maak, te dien, lief te hê, in navolging van die Here Jesus, dat mense kan weet, kan sien, kan hoor, wat God gedoen het. Nooit gedag is 'n wonderlike gemeente, met wonderlike mense. Kom, ons maak dit in 2026, waar op elke plekkie, waar ons werk, waar ons woon, waar ons in 'n besigheid kom, waar ons met 'n petrol joggie praat, of met iemand by 'n kasregister, of waar ook al, kom ons gaan wees die lig. Kom ons gaan straal dit uit, dat die wêreld God werklik kan sien, dat hierdie opdrag om die verskeidenheid van God, sy wysheid deur die kerk bekend te laat word aan elke mag en gesag, soos God dit voorgeneem het. Jesus Christus is die hoof van die kerk. Hier staan aan die einde van hoofstuk 1, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Maar God dit beskik dat ons daarin gehoorsaam is, om Jesus Christus elke dag as die verlosser, die hoof, die een wat lewe gee in hierdie wêreld, te kan gaan lewe. Amen. Here, as ons na hierdie woord nou luister, en as ons dan net besef, wat 'n belangrike roeping, wat 'n kosbare roeping ons van U ontvang het, waarmee U vir ons in hierdie wêreld wil gebruik. Here, maak vir ons elke dag al meer nuut. Maak van ons elke dag al meer die mense wat die lig vir die wêreld is, wat die hoop indra, dat mense kan weet, ons het 'n nuwe lewende hoop in Christus, dat die mense, dat U verheerlik kan word, omdat ons U koninkryk laat kom, deurdat ons gehoorsaam en getrou doen wat U wil hê. Seën daarom nooit gedag gemeente, maar so elke gemeente, elke kerk in ons stad. Ons bid vir die wêreld waar U vir ons met hierdie boodskap instuur, dat dit duidelik kan wees. Ons bid dat U met ons sal wees. Here, en vanoggend dink ons ook aan mense wat in hierdie tyd geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons bid vir Lydia wat vanoggend saam met ons is en haar gesin. Ons bid vir tannie Johanna Rautenbach ook, daar by Louisa Meiburg, met die oom wat oorlede is, en ons bid vir hulle familie. Ons bid so vir mense, Here, U ken
vir elkeen. Ons sê vir U dankie vir hierdie tyd wat ons saam met ons geliefdes kon kuier. En Here, nou is ons ook weer in hierdie tyd waar daar baie mense vandag en in hierdie dae op ons paaie is. Wil U verantwoordelikheid, geduld, begrip vir mense deel van hulle lewe maak en ook in die besonder dan wanneer ons op pad is, hoe ons bestuur. Seën en lei U vir ons dan. Wees U met ons sodat U alleen in en deur ons gedien en geëer word. Amen. Ek kry geleentheid om die Here nou te dien met die dankoffers. Kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie dat ons in die begin van 'n nuwe jaar hier by mekaar te kan kom. Dankie dat Here dan ons ook uit dankbaarheid vanmôre 'n offergawe kon gee. Here, ons het 'n nuwe jaar wat onbekend is wat vir ons voorlê, maar soos ons vanmôre gehoor het, U is met ons. U sorg en U voorsien en daarom wil ons vir U vra dat U hierdie vir ons sal seën tot verryking en uitbouing van ons gemeente. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Dankie, Adi. Kom ons kyk gou net na 'n paar afkondigings. Jy weet, Dominee Robbie is nou op verlof tot die 19de toe. Dominee Matthewes staan daarin vir die pastoraal ook. Baie dankie, Dominee. Die kantoor is nou hierdie week nog gesluit. Volgende week, die 12de, dan sal die kantoor weer oop wees. As jy nog nie op die kommunikasiegroep op WhatsApp van die gemeente is nie, daar word baie inligting deurgegee op die groep. Kontak vir aansoek, haar nommer is daar op die afkondigings, dat sy u naam ook in die kontaknommer ook daar kan opsit, asseblief. Ek het hier so 4 verjaarsdae. Ek sien hier so Neil Bilson, Samuel de Jager, Alet Nel en Sandra van Koller verjaar vandag. Sê vir hulle baie geluk en ook almal wat in die week verjaar, mag julle werklik ook in hierdie nuwe 7 jaar deur 'n besondere nabyheid en sy liefde ervaar. En Dominee Matthewes het ook vanmôre vir my gesê, Julius Rousseau van Louisa Meiburg is oorlede. Ons bid dat die Here ook by Lydia en hulle familie sal wees in hierdie hartseer tyd. En ek het nou vergeet, daarvoor in die portaal is so 'n kaartjie. As jy iets onder die gemeente se die predikant se aandag wil bring, of jy het 'n gebedsversoek, of jy wil by een van die kommissies inskakel,
Vul die kaartjie in en gooi hom daar in die kollekte sakkie. Dan kan u gekontak word. U kyk al die kommissies is daar opsending, kategese, barmhartigheid ensovoort. So as u voel, u wil daar betrokke raak, of u wil die dominee wat u besoek, vul in die kaartjie en gooi hom in die kollekte sakkie asseblief. Baie dankie. Baie dankie. En u is regtig welkom om as daar sake is wat die predikant se aandag nodig het. Ek sal my beste doen, so laat ons dit maar hoor. My inslaapsekretaresse is uiters bekwaam met die tegnologie, so moenie huiwer om te laat weet nie, asseblief. Ek het so by myself gedink, dis mos nou, ons hoor mos nou 2026 in hierdie dae, baie keer en is die mooi wense wat daarmee saamgaan en al so aan, en eintlik is dit nou maar net 'n jaarwisseling. En met die voorbereiding, toe dink ek so op 'n stadium by myself, die kerk, wat nou al eeue kom, en die geloofsbelijdenis van Nicea het begin in 325 na Christus. Daai belydenis was verlede jaar 1700 jaar oud. Nou dink nou van oor die jare het die kerk dit onder andere ook bely. Nou hy klink so 'n bietjie anders as die normale gewone apostoliese belydenis wat ons gebruik, en daarom wil ek dit lees. En terwyl ons so sit en ons hou in gedagte ons opdrag wat ons het, die opdrag wat die kerk van die begin af het, en vir 1700 jaar hierdie belydenis. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit Maria, uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ek dink, as ons dit so hoor en die belydenis van ons hart maak en besef vir honderde jare, is dit die belydenis van die kerk. Ons belydenis, dan voel ons so klein soos muurtjies, dankbaar
vir wie God is. Kom ons sluit nou af met lied 486, die 4 verse daarvan, en dan sal ek die seën uitspreek, en dan sing ons gaan dan heen. Wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in ewigheid. Amen.